Baie welkom by Melk in jou teetyd. En een middag moes ek 'n geskenk gaan koop vir 'n vriendin. En ek het al 'n rukkie daai deur daar gesien by een van ons winkelsentrums in ons omgewing. En ek dink toe, miskien moet ek 'n bietjie daar gaan loer, dalk kan ek daar 'n ietsiekie kry. En tot my verbasing het ek daar ingestap en ek was mal oor die winkel. Dit was so mooi uitgelê, die geskenke. En toe ek nou so 'n bietjie verder stap, toe sien ek, maar hier's nog klere ook. Maar so aan die kant van my oog hoor ek hierso 'n stem, "Goeiemôre" of "Goeiemiddag, kan ons help?" En ek sê, ek sê altyd nee wat ek sou kyk. Jy weet mos, sien nie eintlik gepla wil wees nie, maar hierdie girl het nie geopgehou nie en sy was baie vriendelik en ek wil net noem 2 ure later toe is ek eers daar uit. En toe ontmoet ek 'n baie interessante mens met 'n mooi verhaal van hoe sy hierdie besigheid begin het, van waar sy gekom het en tot hoe sy nou dit uitsien. En die dame is Juanita Tonks. Baie welkom dat jy saam met my kuier en dat jy ingestem het om deel te wees van my program. Ek waardeer dit baie. Baie dankie Janine, dis vir my voorwaar 'n groot voorreg om vandag in jou stoel te sit en met jou te kan gesels, die geselsie verder aan te vat, wat ons die dag in die winkel gehad het. Ja, dit was nogal 'n interessante 2 ure en ek was so bly daaroor want dit het my so 'n bietjie uit my hok geskit, want baie keer wil jy mos net soos weet daar is nie klere induik en niks voor en om jou sien of weet. En jy het net gesels en jy was so opreg en net so oop en dit was vir my baie lekker. En maar toe vertel jy vir my jy kom eintlik van die plaas af. Ja, ek is 'n gebore en 'n getoe Vrystater. Go Cheetahs. Ek bly nou in Bloubil. Dis okay, jy kan nog steeds vir die Cheetahs kry. Okay, kan ek. Ja, dan is ek veilig. Ons hou nie van die blou bulle. My ouers het geboer tussen Odendaalsrus en Wesselsbron en dis waar ek groot geword het, skool gegaan en ek het toe 'n graad geswat in audit. In rekeningkunde. Ja, baie glo interessant. dit of nie. En my artikels gedoen in Wesselsbron, in Welkom en in Wesselsbron. Ja. Toe het ek 'n totale beroepsverandering gehad en ek was 'n eventskou coördinator by 'n casino. Kan jy nou glo? Ons gaan niks sê nie. Intussen is ek getroud en is my seentjie gebore. Ek mag nie eintlik meer sê dis my seentjie nie, want hy is immers 15. Ja, nee, ag hulle bly ons babatjies, ja. En ek het ophou werk. Vir my kon ek nooit regtig stil sit nie. Alhoewel my seun 'n besige seun was, het ek aanvanklik begin om markte te reël. Een keer 'n jaar het ek die Tikwa mark gereël. Tikwa is die Hebreëus vir hoop. Yes. En elke jaar was dit iets vir die gemeenskap en ook iets vir uitstallers om jy skep vir hulle 'n milieu waarin hulle produkte kan verkoop. Ja. En toe JT in graad R was, het ek 'n vriendin van my gekontak en gesê, weet ek van enige winkels wat graag 'n klerereeks sal wil verkoop. En ek het 'n klomp winkels se name vir haar gegee en gesê sy moet hulle kontak en hoor of hulle daai spesifieke klerereeks sal wil aanhou. En die Saterdag aand het ek so afgestap in die gang en ek het vir my man gesê, ek hoop nie ek het die grootste fout van my lewe gemaak nie. Dat ek nie die geleentheid aangegryp het en vir haar te sê, ek wil graag die klere verkoop nie. Maar jy was toe nog in Wesselsbron. Ek was in Odendaalsrus in die platteland. Ja, so, 'n klein dorpie net diskant Welkom. Okay. En my man het gesê, bel dadelik vir jou vriendin. En ek het toe nou gesê, "Sjoe, nee, dis Saterdag aand, ons kan nie hierdie doen nie." Hy sê, "Maar WhatsApp haar." Ja. En ek stuur toe vir haar 'n boodskap en sê, "Vriendin, het jy iemand gekry vir hierdie klere reeks?" En sy sê toe, "Nee." En ek sê, "Ek wil 'n kans vat en ek wil begin met hierdie klere." En sy sê toe, "Dis wonderlik, want ek en sy stap toe al jare 'n pad van mark en mekaar ken en sommer net gesels." En daardie aand het ek met opgewondenheid in my gang afgeloop. En ek het gewonder, wat gaan ons hierdie winkel se naam noem? My man het klaar planne gemaak om ons met 'n winkel gaan huur en ek het toe gedink, "Sjoe, ek het ophou werk toe my kind gebore is. Ek wil nie nou noodwendig 'n groot winkel hê wat jy van 9 tot 5 of 8 tot 4 moet werk nie."
Maar intussen het ek afgeloop in die gang en ek het in daai winter van 2015 my huis se deure bloedrooi geverf. Want ek is mal oor rooi as 'n kleur. En ek het so afgestap in die gang en ek het gedink, ek gaan hierdie winkel noem die rooi deur. Wow. Want my rooi deur was net vir my, dit het net uitgestaan. Want mens kan ure en dae spandeer om die perfekte naam vir jou besigheid uit te dink. En ons planne ek het toe vir my man gesê, ons het aan ons huis 'n jacuzzi gehad. Ek het vir hom gesê, ons gaan die huis omskep in 'n winkeltjie, ons gaan ons jacuzzi kamer 'n winkel maak. Aanvanklik het ek die klere uit 2 swart sakke begin verkoop. Sure. Ek het voorraad gekry en dan as ek Pretoria toe kom, het my tannie gesê, my vriendinne wil jou klere sien. Dan het ek met die swart sakke gekom. So ek het in 2015 al begin klere verkoop, maar ek het nog toe nie 'n winkeltjie gehad nie. Ek het so paspop gehad wat ek in ons TV-kamer gesit het en dan het 'n rokkie aangetrek en 'n necklace sommer uit my eie kas uitgevat en dit afgeneem. En natuurlik, sosiale media is 'n groot vorm van advertensie vir 'n besigheid soos wat ek het begin het. So ek het 'n Facebook page oopgemaak, my vriendinne almal genooi om dit te like en my fotootjies gepost. En op die 29ste Februarie 2016, wat skrikkeljaar was, het ons toe die winkel oopgemaak wat aan my huis was. Ek sal nooit vergeet hoe opgewonde was ek oor my winkeltjie nie. My ma moes tafels bring van funksies en goed om die vertrek vol te maak, want die vertrek was te groot vir die hoeveelheid voorraad wat ek gehad het. En so ek was baie trots. 'n Kliënt het egter eendag ingestap en dit so gekyk en gesê, "Is dit nou maar al?" Ag nee. En ek het gedog, dis nou maar al, maar dis my trots. Ja, dis jou hart, dis jou passie. Dit was my hart en my passie en mense het by my kom kuier en net lekker gesels, soos wat jy nou weet, ek is lief vir gesels. En so het die rooi deur huiswinkeltjie gegroei. En ons het, ek het, as ietsie verkoop, het ek weer nuwe produkte aangekoop. En later van tyd het dis nou maar al 'n volle vertrek geword. Maar ek is so bly jy het nie by dit vasgehaak en daai jou eie gemaak nie. Jy het dit eintlik gevat en dit net meer gemaak, beter gemaak. Ek dink as daar iets wat baie belangrik is, mens moet nooit jou identiteit in mense hê nie. Jou identiteit is in God. Nie in wat mense van jou sê nie wat mense se snedige opmerkings oor jou of oor dit wat vir jou 'n groot droom is, wat vir jou waar word nie. Want dit was werklik 'n droom. En ek het regtig net gegroei in die winkeltjie. Ons het met Croxley Invoices gewerk. Daar was nie eintlik 'n stelsel nie. Alles met die hand. Alles was met die hand gedoen. Ons het een van my verskaffers het sommer vir my 'n mooi besigheidskaartjie ontwerp, maar niks, ek het nie 'n logo gehad nie. Ek het sommer op 'n hartjiebord buite geverf, die rooi deur, en dan so draadpop buite in my tuin gehad en vlaggies in die boom gehang. En dis hoe die mense die rooi deur gekry het. Daar was nie glad nie enige fancy goed nie. Ons het regtig net, dit was net 'n groot droom van my wat waar geword het. Nou hoe het die wanneer het jy begin met die geskenkies? So ek het toe nou dit was aanvanklik baie klere en so het ek begin jy kyk vir ietsie anders. En ons het toe nou 'n klomp ander produkte ingebring, maar aanvanklik was my Orendals ruswinkel meer 'n klerewinkel. Ek het in 2019 het my man een oggend opgestaan en gesê, "Kom ons maak jou winkel oop in Pretoria." Toe sê ek vir hom, "Sjoe, nee, ek dink nie so nie. Ons bly nog in die Vrystaat en nou wil jy ek moet 'n winkel in Pretoria gaan oopmaak."
Maar die saadjie was geplant. Ja, hy's nogal 'n visionêr, lyk dit vir my, hè? Verseker. Ja. So my saadjie was geplant en ons het, as my saadjie geplant is, dan is dit 'n groot ding vir my. Ja. En ons het in Oktober 2019 ons Moreletta tak oopgemaak. So. Dit is waar ons 'n klomp geskenke ingebring het. Wat het tyd in 2019? Die 11de Oktober 2019. Sure, okay. Soos julle almal weet, pre-COVID. Ja. Daai aaklige woord. En dit was, ons het nog in die Vrystaat gebly. Ons huis was in die mark om verkoop te word. En my ouers het ook planne gehad om Pretoria toe te verhuis. En toe tref COVID ons. Dit was die ergste erg. Maar ek en my man het beide gedink, dis 3 weke van toemaak en ons gaan terug na normaal. Nooit gedink ja. dat ons nie net vir 3 maande gaan toe wees nie. Ons 3 weke, 3 weke gaan toe wees nie, maar eerder vir 3 maande. In die begin toe ons kon oopmaak, kon ons letterlik sanitizers en maskers verkoop. Ons kon niks anders verkoop nie. As 'n kliënt by jou ingekom het en gesê het, kan ek daardie bak koop? Moes jy gesê het, nee, jammer, want dit is nie op die lys van die produkte wat jy kan verkoop nie. En ek het 'n nuwe meisie wat vir my begin werk het, wat ek in Maart aangestel het. So ewe skielik is hierdie nuwe winkel, hierdie groot winkel, al hierdie uitgawes toe. Ek het in daardie tyd begin donsveer baadjies verkoop van een van my verskaffers aan kliënte en ek het ook begin maskers verkoop om die onkostes net minder te hou omdat ons nie kon oop wees nie. Ja, sure. So ek dink dit was verseker vir ons 'n groot slag en ek het myself vreeslik jammer gekry. En jy wat my nou ken weet, ek is nie iemand wat myself jammer kry nie. Maar dit was so wonderlik om daardie winkel se deur weer oop te maak. Sure. En toe kom daar 'n groter droom. 'n Droom in 'n volgende sentrum, 'n tweede winkel oop te maak. En dit was, as ek moet sê, ek dink die eerste winkel, ons Moreletta winkel, was ons, ek het dalk nie altyd mooi geluister wat die Here vir my gesê het nie. Ons raak haastig in ons eie weë en ons eie denkwyses. En in ons tweede winkel het dit letterlik 2 jaar gevat. Maar ek het dit 'n totale saak van gebed gemaak. Sure. Ek het daardie winkel in die Here se hand gesit en ek het vir hom gesê, as dit sy wil is, sal dit gebeur. Op sy tyd en nie op ons tyd nie. En terwyl ons besig was om die tweede winkel reg te maak, vloere te doen, het ek een oggend 'n oproep van Agnes gekry, wat gesê het, ons Moreletta winkel is onder water. En dit was so bietjie, hierdie nou. En ek het in my kar geklim, en ek het vir die Here gesê, hoekom nou, en hoekom ek? En daar het 'n rustigheid oor my gekom, en ek het geweet, alles gaan uitwerk, soos dit moet. Want ek het my volle vertroue in hom gesit. Sure. En nie in mense nie. Of in winkels, of in plannetjies nie. In plannetjies nie. My vertroue was in hom. En ons het ingegaan die dag, daar was nie elektrisiteit nie, die water het als afgestroom. En die winkel was toe vir 2 maande toe, en toe het ons besluit, ons gaan eerder daardie winkel toemaak en net ons Castlehawk winkel hou. Agnes, wat werk in die winkel, is ook 'n ander mooi storie. Ja, dit is vir my baie spesiaal. Ek het iemand nodig gehad wat vir my in my huis kon werk. En ek het op Facebook gaan vra wie ken 'n betroubare bediende wat in my huis kan kom werk. En ek het haar toe nou uit 'n township gaan haal en sy het vir my gewerk. En
toe ons die rooi deur begin het, was sy die eerste persoon saam met my ma wat daai sakke saam met my uitgepak het. Sy het opgewonde geraak, soos elkeen van ons oor elke nuwe stukkie voorraad. En toe ons Pretoria toe verhuis, het ons vir haar gevra, wil sy graag saam met ons trek, of sal sy wil bly, want ons sou dan gekyk het, of 'n klomp mense wou graag vir haar werk aangebied het. En toe sê sy, nee, ek trek saam met julle. Ja, want sy is baie dierbaar, hoor. En sy brei. Sy is verseker die rede hoekom my seentjie brei ook. En sy het toe saam met ons getrek, en toe die dametjie wat vir ons werk bedank, toe sê my man, sit vir haar in die winkel. Nou, om terug te gaan by die begin, wanneer ek nie by die huis was, om hierdie rooi deur huiswinkel oop te sluit nie, het Agnes en my ma daar gewerk. Sure. Hulle was te bang om met enige kaartmasjien te werk. Hulle het die kliënte gestuur om te gaan kontant trek, want hulle was net te bang vir die kaartmasjien. En onthou, ons kom van 'n Croxley invoice. So sy moes leer hoe werk 'n muis van 'n rekenaar. Daai goedjies wat ons as vanselfsprekend aanvaar, moes ons ewe skielik vir haar leer. Sure. Maar sy was so bereid om te leer. En vandag gaan ek met vakansie vir 2 weke en ek bekommer glad nie oor die winkel nie. Sy is die hart van die winkel. Sy kyk na daai winkel soos asof dit haar eie is. Sy het laas jaar gegaan vir 'n bestuurslisensie. Oh, wow. En dit is net vir my wonderlik hoe sy as mens gegroei het en die winkel op haar hart dra. Hoe sy die lief en leed van elkeen van ons dra en hoe die kliënte so lief is vir haar. Ek was laas, sy was 'n week gelede Vrystaat toe om vir haar kinders te kuier. Ja. En almal het daar ingestap en gevra, maar waar is ek hier vandag? Nou sy moet ook bietjie gaan rus, sy het 'n bietjie verlof nodig. Oh, shame. En as ek terugkyk en ek dink waar sy ook vandaan kom en waar ons almal vandaan kom, is die groei in haar as mens ook net vir my so 'n groot genade. Weet jy, sommer daar's soveel mooi goed in die winkel en maar dis wat vir my interessant was, dis bekostigbaar. Dis nie uitermatig duur nie. En dit sê vir my jou hart is op die regte plek. Jy wil almal moet mooi lyk en almal moet mooi goedjies in hulle huise hê en so. Dit was vir my spesiaal, maar jy het nou hierdie pragtige winkel met 'n mooi interessante van Tonks, Juanita Tonks, dis vir my baie cool. En jy's getroud met 'n Engelsman. Met 'n Engelsman, hierdie boeremeisie. Ja. My man is in Engeland gebore, my skoonma was Italiaans en Wow. my skoonpa is 'n Brit. So Goed, jy kan goed dink om. wat 'n lekker kookkuns kom daar uit. Miskien moet julle 'n restaurant begin, skimp, wink, wink. Nee, ek weet ek spot nou maar net. Maar wat hou die toekoms in vir Juanita? Vir meneer en mevrou Tonks? Vir my verseker, sal ek graag 'n tweede tak wil oopmaak. Daar waar ek nog mense kan bedien met die produk, maar ook met die totale gevoel van die winkel. Ja. As daar dit is verseker my hart, maar dit is ook 'n saak van gebed. Ja. Want vir my is dit verseker, wanneer dit die Here se tyd is, sal die regte ding oor my pad kom of oor ons pad kom. Ja. En so dit is my toekomsplan. Vir my die wonderlikste van hierdie winkel is in die tyd wat ons besig was met die nuwe winkel, wat hierdie groot skade gebeur het, en dit was letterlik baie groot skade, want die versekering wou nie uitbetaal nie. Het Agnes vir my 'n WhatsApp gestuur van 'n kliënt wat my een keer ontmoet het, wat in Louis Trichardt bly. En die kliënt het vir my gebid oor 'n WhatsApp voice note. En ek kry hoendervleis. En sy het daai oggend vir my gesê, die Here het dit op haar hart gesit om vir my en my besigheid te bid. Wow. En daardie het my gedra. Dit was vir my die wonderlikste en ek kry regtig vreeslik hoendervleis. En ek het besef dat mense kom in die winkel en dis 'n geseënde winkel. En seëninge is nie wat party mense dink finansiëel nie. Dit is daardie wat kliënte inkom en uitstap as 'n vriendin.
daardie wat 'n kliënt inkom, jy weet. Ja. Daardie wat 'n kliënt inkom en wat jy hulle lief en leed kan deel. Dit was vir my so wonderlik toe ek nou die dag alleen gewerk het, dat 'n klomp vrouens van alle rasse en kulture ingekom het en gebid het. So. En dis net wonderlik om vir 'n oomblik stil te sit en te luister hoe mense daar inkom en dit vir hulle hierdie plek is waar hulle die Here kan aanbid en gemaklik voel met al die rasse en al die kulture wat daarmee saamgemeng is. Dat vrouens net kan wees. Ja. En 'n volgende winkel vir my moet weer daardie gevoel hê, dit moet 'n geseënde winkel wees. Dit moet vir mense 'n plek kom wees waartoe hulle kan kom vir 'n beker koffie en net lekker gesels. En partykeer kom mense en hulle kom sit net rustig by ons, kyk rond. Iemand het nou daar vir my gesê, ek kan nie eintlik iets by jou koop nie. Toe sê ek, maar ek wil net hê jy moet met my gesels. Ja. Jy hoef nie iets by my te koop nie. Ja. En die lekker van dit is, dit maak vir my, ek is baie lief vir mense. So wanneer iemand inkom en net met my gesels, maak dit my beker vol. Ja. En ek dink jy maak hulle bekers ook vol. Ek hoop so. Maar ek dink wat ek hieruit wil hê dat mense moet hoor, is dat daar's 'n plek vir die Here in besigheid. En dit is die beste platform om uit te reik na mense wat dalk nooit in 'n kerk gaan kom nie. Vir daai vrou wat dalk 'n tipiese tannie waterkloof tannie is, wat daar sal instap en nou hierdie bak wil koop, maar haar hart is so seer. En net daai oomblik is jy daar om net vir haar te sê, hoorie, joeg, maar jy het 'n pragtige rok aan of whatever en jy kan in haar lewe inbou. En ek dink dit is wat ek vandag vir julle wil sê, moenie dink net kinders van die Here moet net in 'n kerk wees. Ons moet uitgaan, ons moet uitbeweeg en ons het goeie besigheidsmense en manne en vrouens nodig wat die Here se liefde en goed sal kan uitdra. Ja, verseker, dit is vir my, soos ek sê, vir my is die belangrikste om die Here se wil in die winkel te hê. En daai wat mense so instap en voel, dit is 'n geseënde winkel. Hulle voel geliefd. Hulle voel geliefd. Ek het nydig sommer net by iemand gaan sit, ou tannies van 'n versorgingseenheid. En ek het die tydjie gevat en net by hulle gaan sit, want hulle kinders bly almal ver, party se kinders bly oor see. En daai tydjie en net met hulle gesels. En daai kan geen geld koop. Daai kan geen geld koop nie. Jy kan 'n verskil maak daar waar jy is met dit wat jy het en met jou geloof. Ja. Dis waar jy die verskil kan maak in jou elke dag se lewe, in jou besigheid, in jou werk. Dis waar jy 'n verskil moet maak. Ons hoef nie op ander plekke dit te gaan doen nie. Net in jou alledaagse lewe. Maar Juanita, op daai noot moet ons ongelukkig totsiens sê. En baie dankie. En ek wil ook net noem, as julle die ander program kyk, Gesonde Liggaam, Gesonde Gees, dis haar winkel wat die klere borg. Dis hoekom ek so pragtig altyd lyk. Dis haar skuld. Dis lekker om jou aan te trek. Baie dankie en ek bid regtig dat die Here vir jou sal seën en dat dit van krag tot krag sal gaan en dat ons spoedig sal hoor dat jy sommer nog 2 takke oopgemaak het. Een in die Kaap, skimp wink wink. Ek wil met enige rede Kaap toe gaan en dan miskien ook in die Natal of wat dink jy? Natal. Ja, Natal klink vir my ook. Daar waar dit lekker warm is in die winter, waar ons nie so koud kry nie. En dan kan jy al daai mooi T-hemde aantrek. Ek gaan nie liries raak oor die T-hemde nie. Ek gaan dit net los. Maar tot 'n volgende keer wil ek vir julle sê en ek wil weer eens vir jou sê baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit verskriklik baie om hierdie platform te kon gebruik om my storie te vertel. Dit is 'n groot plesier. Baie lief vir jou en ek sien julle weer. Totsiens. Totsiens.